Handelinge 7, vers 54. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het hulle op hul tande begin kners oor hom. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het luidkeels geskree, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het hulle boklere neergesit by die voete van 'n jong man bekend as Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy uitroep, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë geval en met 'n harde stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Ons lees tot sover. Nou vriende, soos ek vroeër gesê het, is die eerste Sondag na Pinkster word wêreldwyd gevier met Vervolgingssondag. En dit word dikwels in vennootskap met organisasies soos Geopende Deure gedoen. Juist na aanleiding van hierdie getuienis wat ons gelees het van Stefanus wat gestenig word. En so ook die eerste martelaar van Jesus Christus se kerk geword het. Ons lees en hulle het Stefanus gestenig en hy het uitgeroep, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë geval en met 'n harde stem uitgeroep, Here, reken hierdie sonde hulle nie toe nie. Laat ons ook dink aan die woorde van Jesus aan die kruis toe hy gesterf het. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. So as ons praat oor vervolging of vervolgingssondag, het ek dit goed gevoel dat ons begin deur eers vir mekaar 'n paar vrae te vra. Die eerste vraag is natuurlik, wat is vervolging? So kom ons begin eers daar. Vervolging is die sistemiese uitsluiting en doelbewuste mishandeling van 'n individu of 'n groep. En in ons geval die vervolging van Christus se kerk, van gelowiges. Dit word gewoonlik gekenmerk deur ernstige teistering, dreigement, boodskappe, geweld of die ontkenning van fundamentele menseregte. En hierdie optrede van vervolging word normaalweg gedryf deur 'n diep gewortelde vooroordele rakende ons geloof. So vervolging is die uitbuiting, dreigement, geweld teenoor Christene wat glo in hierdie Jesus Christus. Mense wat in opstand kom teen mense wat gelowiges is. Dit bring ons dan by die volgende vraag wat mense baie keer vra, is word Christene dan steeds vandag nog vervolg? Vra mense baie keer. En wanneer hulle dalk getuies hoor of verhale van mense wat vervolg word in vandag se tyd, dan wonder mense soms, is dit iets wat regtig nog vandag gebeur? Is dit nie net iets wat in verlede gebeur het in Jesus se tyd met die apostels en die mense van die Bybel nie? Die antwoord daarop is ja. Christene word nou nog meer as ooit tevore vervolg in talle lande reg oor die wêreld. Geopende Deure publiseer jaarliks 'n wêreldwaarnemingslys waar hulle die top 50 lande identifiseer waar vlakke van vervolging skrikwekkend is. Dis 'n bietjie klein as 'n mens nou daarna kyk, maar dit is lande wat ons al van gehoor het en as ons daai lande se name hoor, dan maak dit baie keer vir ons sin. Nou hoe Geopende Deure se lys werk is dit is op 'n skaal van 0 tot 100 punte. En diegene wat op hierdie jaar se lys is almal wat bo 65 is op hierdie skaal. En hierdie is baie keer 'n verskeidenheid van plekke. Plekke waar dit onwettig is om 'n Christen te wees, waar daar ondergrondse kerke is. Dis baie keer gebiede waar dit oorheers word deur fundamentele moslem gebiede waar die regering fundamenteel is en Christene vervolg. En in hierdie plekke word jy in die tronk gegooi of jy word gedreig met die lewe of jy word fisies doodgemaak vir jou volging van Jesus Christus. Ons sal sien hierso lyk dit 'n bietjie anders as ons na 'n kaart kyk en jy sal sien ons 'n sterk groepering wat dit aanbetref rondom Noord- en Sentraal-Afrika en dan natuurlik in Asië ook.
As jy soos ek is, dan wonder ek baie keer, waar kom die statistieke vandaan, maar daar is 'n lang dokument wat jy kan aflaai van Geopende Deure se webtuiste, wat spesifiek verduidelik hoe hulle tot hierdie inligting kom, om hierdie lys van vervolgde lande vir ons te kan gee. Maar die kort en die lank is, hulle kyk so af na 6 hooffaktore. Hoe beleef jy as Christen in jou privaat lewe vervolging? Hoe affekteer dit jou familielewe, jou gemeenskaplewe? En dan het hulle op 'n ander vlak kyk hulle na hoe lyk dinge op nasionale vlak. Laat die nasionale regering Christene toe om hulle geloof uit te leef, word hulle toegelaat om by mekaar te kom in kerke, en laaste ene natuurlik is daar geweld. Word mense fisies of geestelik aangeval, word mense gearresteer of gemartel vir hulle geloof. Dis al die 6 pilare waarna Geopende Deure kyk om hierdie dinge voor ons te kan lê. En so as ons antwoord is, vind vervolging vandag steeds plaas, is die antwoord ja, te doen. In 'n baie akute manier in baie gelowiges se lewe in vandag se tyd. Dit laat my dink aan Johannes 15 vers 20. Onthou die woorde wat ek vir julle gesê het. 'n Slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle ook my woorde gehoorsaam. En dit laat ons besef dat hierdie realiteit waar is steeds vandag, waar mense wat Jesus volg, ook vervolg word soos Jesus vervolg is, maar in hierdie gebiede waar dinge die slegste van slegste lyk, dat Jesus se lig steeds skyn. So, wat is vervolging? Word Christene nog vervolg? En dan is daar 'n ander vraag wat ons vir mekaar moet antwoord aan die begin van die erediens, is wat is die vervolgde kerk? Want dit is 'n term wat ek voel soms baie gebruik word. Ons hoor praatjies van mense of ons lees traktaatjies of iets en daar word gepraat van die vervolgde kerk. Wat is die vervolgde kerk? Die vervolgde kerk is nie 'n gebou of 'n plek hier, dis die lewende gemeenskap van Christene wat in hierdie gevaarlike gebiede bly wat ons nou van praat. Ten spyte van die lewensgevaarlike omstandighede kies hulle doelbewus om getuies te wees van Christus se koninkryk in hierdie gemeenskappe. Dit beteken dat hulle nie net vir Jesus as hulle Here en verlossing bely wanneer dit veilig is nie, maar dat hulle in die geheim vergader aktief die boodskap van verlossing bly verkondig, selfs al koste dit hulle lewens. En dit bring my dan by 'n baie belangrike ding wat ek vir ons mekaar moet sê hier in die begin van ons boodskap. Ek dink baie keer wanneer ons getuies hoor van die vervolgde kerk of mense wat vervolg word, dat dit vir ons so ver verwyderd voel van ons lewenssituasies dat dit amper vir ons onwerklik voel. Ons hoor baie keer getuies en dinge en verhale van mense en ons dink by onsself, hierdie klink net te erg. Dit klink net te rof. Dit klink nie eers vir my waar nie, dit klink vir my onwerklik. Ek weet daarom nie of dit waar is nie. Dalk oordryf die mense 'n bietjie. Maar ek dink die hartseer is dat al klink van hierdie getuienis so waaglik en selfs absurd, is die tragiese realiteit egter dat die omstandighede van mense wat in verdrukking leef baie keer nog erger is as die verhale wat tot by ons uitkom. Dit is soms moeilik vir ons om te begryp dat daar mense is wat regtig in haglike omstandighede lewe. Maar of ons dit wil ontken of nie, dit is besig om te gebeur daagliks steeds vandag. En dan verstaan ons dit nie heeltemal nie, al maak dit ons ongemaklik en al mag dit ons dalk skok. Ons mag nie ons oë sluit vir die feit dat mense vandag ly ter wille van die naam van Jesus Christus nie. Ons lees in 1 Korintiërs 12, as een ledemaat ly, ly al die ledemate saam. As die een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus en elke individueel 'n ledemaat. Daar is vandag 'n stuk van Christus se liggaam wat seer is, wat ly en wat vervolg word. Daarom wil ek 'n kort oomblik neem dat ons dit ook erken vir mekaar.
deur 'n kers aan te steek en in 'n oomblik van stilte te sit. Kom ons erken die lyding van ons broers en susters en sit vir 'n oomblik net so in stilte. Amen. Vriende, vanoggend se erediens gaan 'n bietjie van 'n ander vorm aanneem. Ek was nog nie bevoorreg genoeg om self die vervolgde kerk te gaan besoek nie. Maar ek ken 'n hele paar vriende wat al die uittog gemaak het na verskillende plekke toe. Deur vriendskappe ken ek mense wat al hulle pad gemaak het na Egipte, China, Vietnam, Iran, Afghanistan, Azerbaijan. En so ek het gevoel vanoggend met vervolgingssondag is daar geen beter manier as om ons vriende die stem te gee wat hulle verdien nie. So ek gaan vanoggend 3 getuies deel vanuit die vervolgde kerk. Na elke getuie gaan ek 'n kort oomblik gee dat ons in stilte sit en net reflekteer, luister by die Here wat ons hoor wat dit aanbetref en vir ons 'n kersie aansteek. Ek wil hê julle moet luister, ek wil julle uitnooi om julle self oop te maak vir hierdie getuienisse. En ek deel die getuienisse soos wat ek hulle ontvang het en soos wat hulle impak in my lewe gehad het. As jy dalk voorheen 'n ander weergawe van dit gehoor het of ander details rondom dit, dan is dit ook oukei. Maar hierdie is hoe dit aan my vertel is en hierdie is hoe dit 'n impak in my lewe gemaak het en dit is die boodskap wat ek vanoggend graag met julle wil deel. Ons eerste getuienis begin in Kaïro in Egipte. Nou, alhoewel dit nie tegnies onwettig is om deel te wees van die Koptiese kerk in Kaïro nie, die kerk in Kaïro is die Koptiese kerk, is een van die oudste Christelike kerklike tradisies wat daar bestaan. Alhoewel dit wettiglik nie noodwendig onwettig is om deel te wees van hierdie kerk nie, word dit uiters beheer en gereguleer deur die staat. Enige gelowige aktiwiteite. So dit is byna onmoontlik om toestemming te kry om 'n nuwe kerkgebou te bou, op te rig of om selfs 'n amptelike samekoms te hê in 'n land wat oorheers is deur die Islam geloof. Maar die eintlike gevaar aan die Christene in Egipte is nie noodwendig die staat se onderdrukking nie, maar dit kom van die radikale fundamentalistiese groeperings van Islamgelowiges in daai omgewings. En dit manifesteer in gewelddadige aanvalle, dreigemente en brande, dikwels sonder dat die owerhede enigsins 'n vinger lig wanneer hierdie aaklige goeters gebeur teenoor die Christengemeenskap. So in hierdie vryhandige omgewing het ons die getuienis van 'n kerk wat bymekaar kom. 'n Kerk wat by die mekaar kom in die hart van hierdie fundamentele omgewing van moslems, waar hulle selfs in duisende bymekaar kom op Sondag in die middel van 'n digte woongebied in Kaïro, sonder dat daar 'n vinger aan hulle geraak word. Nou, hoe is dit moontlik dat hulle kan bymekaar kom in hierdie fundamentele gebied sonder dat daar hulle iets aan gedoen word by hulle gemeenskappe? En hierin lê die wonderlike getuienis van die Koptiese kerk se gemeenskap in Kaïro. Daagliks, voordat die son opkom, is die strate vol Christene. Hulle word die Zabalin genoem. En dit is eintlik 'n Arabiese vertaling vir garbage people. So voordat die son opkom nog die oggend, is die strate vol van die Zabalin. En hulle ry deur die strate met hulle donkiekarre, hulle bakkies en trokkies, en hulle laai die straat se vullis op, omdat niemand anders bereid is om daardie vuil werk te doen nie. Daar's groot gedeeltes van Kaïro wat nou nog nie vullisverwydering het nie. En so hierdie Zabalin ry deur die strate en hulle versamel die vullis. Want die res gee nie om nie, dit is te vuil en akelig om dit te doen, so dit lê maar net in die strate. En hulle tel die vullis so al op sedert die 1940s, nee, kan julle dit oorvertel. So hulle neem die vullis terug na hulle woonbuurt waar hulle bly, en daar sorteer hulle dit met die hand en hulle herwin wat hulle kan.
Daar's baie mense wat sê dat hulle tussen 80 en 85% van die goed actually kan herwin wat hulle optel. En so hulle herwin wat hulle kan, hulle gebruik wat hulle kan. Wat nou gebeur het, my rekenaar het bietjie uitgevriek. Hulle herwin wat hulle kan en dit wat hulle nie kan herwin of gebruik nie, stoor hulle op hulle dakke of in die strate. Nou ten spyte van die daaglikse dreigamente teenoor hierdie mense, hou hulle steeds aan om dit te doen. Want as hulle dit nie doen nie, wie anders gaan dit doen? Maar wil julle die wonderlike getuienis hoor van hierdie gemeenskap? Nie net voel hulle geroep om dit te doen nie. Die ironie van dit is dit is juis as gevolg van die vullis wat hulle bymekaar maak en terugneem na hulle woongebied toe, dat hulle veilig bymekaar kan kom as Christene. Want die moslems bestempel hulle woongebied as onrein en hulle as onrein as gevolg van al die vullis wat hulle bymekaar maak. So dit is juis die feit dat hulle moue oprol, die stad skoonmaak, die ding doen wat niemand anders wil doen nie, dat hulle bewaar word, veilig is, by mekaar te kan kom. Omdat daai einste ding wat hulle diens is aan die gemeenskap, hulle beskerm ook teen vervolging. Dit is 'n wonderlike getuienis vir my oor wat dit kan beteken om 'n Christen gelowige te wees. Ons lees in 1 Petrus 2, gedra julle goed onder die heidendes, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Hierdie mense voel geroep om hierdie taak te doen vanuit 'n plek van rustigheid, van stilte, van geloof. En dit is hierdie diens aan die gemeenskap wat die Here dan juis gebruik om hulle veilig te hou, sodat hulle ook by mekaar kan kom in hulle gemeenskap. Miskien dan 'n oomblik van stil oordeenking vir ons broers en susters in Kaïro. Vir ons volgende getuienis gaan ons al die pad na Kabul in Afghanistan toe. En hier deel ek 'n getuienis wat baie van julle seker al gehoor het, wat baie meer bekende getuienis is. Maar ek deel dit ook deur die lens van 'n vriend van my wat bevriend was met een van die kinders. In 2014 was die Groenewald gesin, Herner, Hanley en hul kinders John Pierre of JP en Ruday in Kabul gevestig. Die Groenewald gesin is in Kabul al sedert 2002 en hulle het geroepe gevoel om in hierdie gemeenskap in Kabul die goeie nuus van Jesus se koninkryk te gaan verkondig, maar ook om goeie werk te doen, noodlening in die gebied te gaan doen. Nou Hanley Groenewald was 'n dokter en op daai spesifieke dag was hy besig met haar skof as 'n dokter toe daar 'n dringende waarskuwing kom dat daar 'n moontlike aanval gaan gebeur deur die Taliban. Dit was nie die eerste keer dat daar dreigemente was in die omgewing nie. Die Taliban was baie besig en was baie bedreig deur westerse mense, as ons nou Suid-Afrikaners westerse mense kan noem. Mense wat in die omgewing kom, die goeie nuus deel van die evangelie en goed doen in die gemeenskap, dat dit 'n bietjie hulle mag bedreig. So op hierdie spesifieke dag wat Hanley nog besig was om haar werk as 'n dokter te doen, het die Taliban by hulle huis opgedaag, die huis bestorm en geëis dat Werner, JP en Ruday hul geloof in Jesus moes aflê of hulle moes die land verlaat. So die Taliban het hulle 'n ultimatum gegee. Los Jesus as julle verlosser en Heer, of julle moet onmiddellik nou verdwyn. Hulle antwoord op die Taliban was die volgende: ons sal nie Jesus verloon nie, en ek en my gesin het reeds die koste bereken.
Dis dieselfde antwoord wat hulle elke keer gegee het as hulle bedreig is met hulle lewe. Ons sal nie Jesus verloon nie en ons het reeds die koste bereken. Op daardie dag is Werner en albei sy kinders JP en Rodey tereggestel deur die Taliban. Daarna het 'n skietery uitgebreek, daar was 'n selfmoordbomaanval en die res van die kompleks is in vlamme en daar is chaos. Toe Hannelie uiteindelik by die huis aankom, was hulle woning in vlamme en haar hele gesin was tereggestel. Hul diepe liefde vir God se woord en hul passie vir die kwesbaarste mense in Afghanistan het hulle in die spervuur geplaas. Hulle het presies geweet wat die risiko's was om in daai omgewing die goeie boodskap van die evangelie te verkondig. Maar tot op die laaste oomblikke was hul belydenis een van totale oorgawe. Later het joernaliste met Hannelie gepraat en vir haar gevra hoe sy voel oor hierdie uiterste verlies. En haar getuienis was gevul met 'n ewigheidsperspektief. Ek is nie sonder hoop nie. Ek weet presies waar hulle nou is. Ons lees in Filippense 1. Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, maar dat Christus met volle vrymoedigheid ook nou, soos altyd deur my liggaam verheerlik sal word. Of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Hierdie was Paulus se woorde in Filippense 1 vers 20, maar dit is ook die getuienis van die Groenewald gesin, wat in lewe en sterf Jesus Christus se naam verheerlik het. Een vriend van my is so 'n paar jaar terug by 'n internasionale konferensie in China, waar verskeie kerkleiers bymekaar gekom het uit vervolgde lande om mekaar te bemoedig en om hulle getuienis met mekaar te deel en mekaar te versterk. En by hierdie konferensie in China vind hy homself in 'n gesprek met 'n broer uit die Midde-Ooste uit. En terwyl my vriend na hierdie man se rou verhale van onderdrukking luister, iemand wat self al amper dood is as gevolg van vervolging, het hy diep bewoe en magteloos gevoel terwyl hierdie medegelowige sy storie met hom deel. Met groot empatie sê my vrou toe vir hom, jammer oor al hierdie haaglike omstandighede waarin hulle moes lewe. En dat ons hier aan die ander kant van die wêreld konstant vir hulle bid in hulle vervolging dat die Here hulle sal versterk. Maar hierdie leier uit die Midde-Ooste se kerk het ons stip aangekyk en hom geantwoord, broer, baie dankie vir jou gebede. Maar jy moet weet dat ons ook elke dag baie ernstig vir julle intree, vanweë die intense vervolging wat julle beleef. Ja, my vriend is uit die veld uitgeslaan. Hy kan nie verstaan wat hierdie man van praat. Ek meen, hy kom hier uit die Kaap uit, wat se vervolging praat hy van? Elke Sondag kan hy veilig kerk toe kom, Bybel lees, sing, hy het die Bybel selfs op sy foon oral waartoe hy gaan, en hy kan luister na 'n preek of bid in die openbaar sonder die vrees van enige vervolging. Waarvan praat hierdie broer in die Midde-Ooste dan nou van? Maar hierdie man gee egter 'n flou glimlag en sê vir hom, sien, ons weet ten minste dat ons vervolg word. Dit is duidelik.
Die vyand is herkenbaar en ons het geen ander keuse om op ons knieë te gaan en op te staan vir ons geloof nie, maar julle vervolging is subtiel en onsigbaar en daarom baie gevaarliker vir die siel. Julle word vervolg deur kapitalisme, 'n gierige verbruikerskultuur en materialisme. Julle dink julle is vry, maar die konstante versoeking om die wêreld se gemak na te jaag, het julle geestelik verblind vir die geveg waarin julle bevind. Baie keer sien ons vervolging as net iets wat in die verre ooste of in Afrika gebeur, maar ons word ook deur 'n klomp goed vervolg. En al voel jy word dalk nie vervolg deur die dinge van hierdie wêreld nie, al voel jy word nie vervolg om rykdom na te streef of enigiets soos dit nie, word jy tog ook vervolg as jy daarop aandring om jou skool se saalbyeenkomste open met gebed. Of as die hoërskool soos ons hoërskool kies om steeds 'n hemelvaartdiens te hou, alhoewel hulle volgens die wet eintlik nie meer mag nie. Vervolging gebeur wanneer jy kies om die regte ding te doen in 'n groep waar daar groepsdruk is. Vervolging gebeur wanneer jy geshame word vir jou geloof, wanneer dit nie cool is om kerk toe te kom of om vir die Here te leef nie. Ek lees vir ons 'n gedeelte uit Openbaring 3 vers 15. Ek ken julle dade, dat jy nog koud nog warm is. Was jy maar koud of warm, maar omdat jy lauwarm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Omdat jy sê ek is ryk en ek het skatryk geword en ek het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy ellendig en bejammeringswaardig, brandarm, blind en naak is nie. So vriende, wat leer ons uit hierdie 3 kragtige getuienisse wanneer ons dit in dialoog bring met die Here se woord? Ek dink die eerste ding wat ek voel ons leer hier uit is dat God se kerk bring hoop in die donkerste plekke. Baie keer kyk ons na die kerke rondom ons in die westerse wêreld en ons is bekommerd dat die kerk besig is om te sterf of irrelevant is. Maar ek wil julle bemoedig om te sê, daar waar die konteks die seerste, vuilste, gevaarlikste is, daar waar dinge die slegste gaan, daar skyn die lig van die evangelie dikwels die helderste. Mag hierdie verhale ons nie net emosioneel raak nie, maar ons inspireer om met dieselfde radikale geesdrif en krag van die Heilige Gees in ons eie omgewing te leef. Die tweede ding wat ek voel ons hieruit leer, is dat ons broers en susters betaal die hoogste prys vir hulle geloof. Geloof is vir miljoene Christene nie net 'n mooi Sondagteorie, 'n filosofiese tradisie of 'n innerlike of private saak nie. Dit dra gewig van lewe en dood. Hulle vertroue in die Here vra alles van hulle. Ons moet 'n opoffering eer deur nie laks te word met die vryheid wat ons beleef in hierdie wêreld nie. En ons moet deurgaans hulle ook opdra in ons eie gebede. Die laaste ding wat ek graag met julle wil meedeel, is dat daar is verskillende dele van God se liggaam. Ek weet nie van julle nie, maar ek was by soveel preke al deur mense van verskillende organisasies wat praat oor die vervolgde kerk en vervolging, en ek het al die woorde gehoor dat hier waar ons by mekaar sit, speel ons net kerk. En ek het nog altyd gevoel, daai is nie 'n ware weerspieëling van wat ons geloof beteken nie. Want net omdat ons nie fisies vandag met die swaard vervolg word nie, beteken dit nie dat ons nie vry is van aanvalle in ons lewens nie.
Dit beteken ook nie dat dit beteken ook dat ons nie bloot kerk speel nie. Dit beteken nie dat ons geloof minderwaardig is nie. In die Nuwe Testament lees ons self dat wanneer Paulus skryf aan klomp gemeentes aan Rome, Korinthe, Efese, Laodicea, dat almal radikaal verskillende uitdagings en kontekste het. Net omdat ons vandag hier sit en nie vervolg word vir ons geloof nie, beteken nie dat ons nie ware Christene is nie. Dit beteken wel dat ons moet besef dat ons deel is van die liggaam van Christus. En dat 'n gedeelte van daai liggaam vervolg word, maar dat ons moet onderskei wat is ons rol as God se liggaam. Hoe ondersteun ons broers en susters wat deur moeilike tye gaan en hoe staan ons op vir ons eie geloof in ons alledaagse lewens en vervolging? Die vraag is nie watter tipe vervolging oor ons pad kom nie. Die vraag is, as die toets van die lewe kom, of dit nou met die swaard van die Taliban is, of 'n bedwelmde slaapmiddel van materialisme, sal ons getuienis steeds bly staan al word ons versoek daarin. Sal ons saam met die Groenewalds en die vroeë kerk kan sê, ons het reeds die koste bereken. Amen. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Here, ons is deeglik bewus van die feit, Here, dat ons geseën word met baie vryheid hier waar ons bymekaar kom. Here, help ons om hierdie vryheid te gebruik om die boodskap van die evangelie te versprei waar dit die nodigste is. Here, help ons om te besef dat daar gemeenskappe is wat gepaard gaan onder intense vervolging. Help ons om hulle op te dra in gebede. Heer, wanneer mens praat met iemand uit die vervolgde kerk, is dit die eerste ding waarvoor hulle vra. Hulle vra nie vir geld of vir een of ander spesiale ding nie, hulle vra vir gebede. En Heer, as hulle vra vir iets anders behalwe gebede, dan vra hulle vir Bybels. Heer, help ons om ons broers en susters te ondersteun. Help ons om te besef dat ons deel is van 'n groter liggaam. Heer, help ons om ons eie opregte geloof en worsteling te gebruik, Heer, dat dit nie op dooie ore sal val neer, maar dat dit sal groei in ons lewens, sodat ons ook ware getuies kan wees van U genade in die wêreld rondom ons. Help ons om U lig te dra. Amen.